Baie welkom by die luistermeditasies vir Advent. Vandag is Dinsdag, 23 Desember, in die 4de en die laaste week van hierdie Adventseisoen. Die skrifgedeelte waarop ons fokus is Jesaja 7, vers 10 tot 16, in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit na 'n oomblik van ontmoeting. Ontmoeting in stilte, in gebed, in die woord. Ontmoeting met hoop, met liefde, met vreugde en met vrede. Steek gerus ook die kersse in jou adventskrans aan, hierdie keer ook dan die 4de kers, die kers van hoop. Die Adventsgedig van Niels Jackson met die titel Vrede rig ons ook vandag. Dit begin met die geklink van swaarde wat weggepak word, die byna geluidlose girts van pen op papier as 'n verdrag onderteken word, die geruis op die gruis van die stewels van 1000 soldate as hulle huis toe gaan. Maar as dit gedoen is daar nog nie vrede nie. Eers moet die sagte salf en verbande vir die wonde kom, die bloederige wonde op die arms en bene, die buik en borskas, en die wat die gesigte vir altyd skend, maar ook verwonde dieper as die vel, die in die hart, die gemoed en die gees, elke roof wat vorm, wat verdroog en afdop, om die nuwe sagte vel te ontbloot, bring die vrede nader. Maar daar is ook 'n herkenning nodig, om in die vyand, in die gehate en vervloekte 'n mens raak te sien, 'n medemens, 'n naaste, 'n beelddraer van God, iemand wat hartseer en bly kan wees, wat kan lief hê en treur en hoop en huil. Dan, as die erkenning kom, word die vrede moontlik. Van dan kan 'n mens 'n hand uitsteek, met huiwerige voet dit waag oor grense wat vroeër ondenkbaar was. Dan kan vyande van vroeër vir mekaar begin omgee, vir mekaar begin sorg, mekaar help om mooi te word, en vrolik, en gelukkig, en heel, terwyl hulle sing, laat Heer u vrede deur my vloei. Amen. Jesaja 7 vers 10. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enigiets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie. Toe sê Jesaja, luister geslag van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei? Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Hy sal net dikmelk en heuning hê om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is, en te kies wat goed is. Maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp, en die goeie te kies, sal die lande van die 2 konings vir wie hy bang is, verwoes lê. In die middel van vrees, toe konings se harte bewe soos bome in die wind, kom God met 'n teken, klein, onverwags, 'n kind, nie 'n oorlogstrategie nie, nie 'n sterker leer nie, maar 'n naam, Immanuel, God met ons. Advent herinner ons dat God se tekens dikwels sag kom, soos 'n kind in die arms, soos 'n lig wat stadig groei, soos die stilte voor dagbreek. Jesaja 7 vertel van 'n God wat nie verstaan word deur krag nie,
maar deur teenwoordigheid. 'n God wat kies om naby te kom, om die donker ruimtes te vul met belofte, om deur broosheid te red. En in elke nuwe adventseisoen breek daardie naam weer oop in ons lewens. Immanuel, God met jou. God binne in jou onsekerhede. God in jou wag. God in dit wat nog net 'n spruit is van hoop. In die lig van hierdie gedeelte en van die adventseisoen, waar verlang jy na 'n teken van God met ons? Dink bidend hieroor na. Op watter plek in jou lewe kom God op 'n sagter, broser manier as wat jy verwag het? Praat ook met hom in gebed hieroor. Waar kan jy hierdie week self 'n teken van God se nabyheid vir iemand anders wees? Dink hieroor na en gebruik ook hierdie tyd van stilte om spesifiek ander mense ook in gebed aan God op te dra. Kom ons bid saam. Immanuel, kom na my toe in hierdie adventstilte, in my wag, in my onsekerheid, in my hoop. Wees my lig en my teken. Amen.